Aluma Capital, altyd aan die groei. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Resaat Adams van die Papier sluit volgens vir die eerste keer by ons aan. Goeiemôre Resaat. Goeiemôre Jennifer, goeiemôre Pierre. Môre. Heerlik om jou vanoggend hier saam met ons te hê vir ons krantbesprekings, baie om oor te gesels, maar ons begin by ons president, alle oë op hom op hierdie stadium. 'n Groot vergaderings oor moet hy gaan of moet hy bly, maar dit lyk my die ANC het nie veel van 'n ander keuse nie. Ja, wat 'n week vir president Cyril Ramaphosa. Ek dink daar is so baie wat tans rondom hom kop draai. Die afdanking van sy minister van maatskaplike ontwikkeling waaroor ons net ook sal probeer gesels. Maar president Cyril Ramaphosa gaan homself maar nou moet beskikbaar stel vir hierdie artikel 89 komitee waarvoor hy nou gaan verskyn in parlement en hy gaan maar nou moet antwoord gee of antwoording moet doen vir die beweringe en die bevindinge deur daai onafhanklike ondersoek wat so 'n paar jaar terug gedoen was. Moet dan ook nie vergeet van die ander saak waarby sy hoof van veiligheid betrokke is nie. Daar is baie wat ons president tans op sy bord het. Resaat, het hulle besluit want die NK het oor die naweek of voor plaas 'n paar dae vergadering gehou oor moet hulle vir Ramaphosa beskerm en verdedig of is dit tyd dat hulle half iemand anders in sy plek kry moet vervang word ten spyte van die feit dat hy gesê het hy gaan nêrens heen nie. Daar is baie ontleeders wat nou sê die ANC het nie veel van 'n keuse nie want Ramaphosa is hulle die enigste opsie wat hulle het. Ja, ek dink die onlangse ANC-NK vergadering, ek dink dit was Woensdag aand wat hulle in Kaapstad vergader het. Ek wil dit amper half 'n mini ANC verkiesingskonferensie noem. Ons het met paar van die ANC geleerdes in Gauteng spesifiek gesels en hulle het vir ons gesê die groot ding tans is dat daar nie 'n geskikte kandidaat is nie, daar nie 'n geskikte opvolger is vir president Cyril Ramaphosa nie. Nou normaalweg sal die adjunkpresident wat Paul Mashatile in hierdie geval is, die leiersels oorneem. Maar ons verstaan dat hy nog nie die nodige of die nodige gewig of die social karakter opgebou het onder sy ANC-lede om as geskik vir hierdie posisie beskou te word nie. So ek dink die moontlike opvolger is wat die agenda getramp het tydens daai ANC-NK vergadering. Daar is politieke ontleeders wat in die artikel ook sê dat hulle nie glo dat die 2/3 meerderheid bereik sal word wat nodig is om die president uit die kussings uit te lig in die parlementêre verkiesing nie. So hulle voel, baie partye voel dat hy veilig is. Maar die president moet basies oorleef tot die volgende verkiesing, behalwe tot die volgende ANC president verkies word. Ja, wat die parlementêre proses aanbetref, sal onleeders sê dat Ramaphosa beslis veilig is. Ons kan dit sien in die wyse waarop gister se vraag en antwoord sessie ook hanteer was in parlement met die EFF en MK party onder andere wat uitgestap het. Die DA wat gewoonlik 'n party sou wees wat wanneer daar wangedrag deur die staatspresident was en ek vat julle nou terug hier na ons na Jacob Zuma se dae, toe was die DA verskriklik vocal geweest oor gerugte rondom president Jacob Zuma, maar hulle is tot stilswye gedwing weens hulle posisie binne in die RNU sowel as ander politieke partye. Ons hoor niks van die Vryheidsfront Plus af nie. Gayton McKenzie van die Patriotic Alliance het sommer van die begin af gesê president Cyril Ramaphosa gaan nêrens. So wat die parlementêre proses aanbetref en indien daar enige stemry gaan moet plaasvind oor 'n moontlike verwydering, is die aanduidings in die stadium dat die president wel aan die veilige kant is. Jy het verwys na die vraag en antwoord sessie in die parlement. Daar sou dan nou volgens beplanning vandag ook 'n vraag en antwoord sessie wees waar die president moes antwoorde gee oor die minister wat kinders maar sê wat vir haar kinders Chinese karre gekry het, Sisi Tolashe, en toe nou gistermiddag het die president hierdie ene sien aankom, die trein se voorlig gesien en toe besluit hy maar hy gaan die trein stop. Ja, wat 'n storie, en dit is maar nou een van die vele
beweringe waarvoor Sisisi Tolashe die afgelope ruk moes antwoord gee in daai parlementêre portefeulje komitee oor maatskaplike ontwikkeling. Die gerugte is dat sy skenkings of baie duur voertuie ontvang het van 'n Chinese regeringsamptenary, en dit was glo bedoel vir die ANC Vroueliga waarvan sy die president is, en sy het dit na bewering vir 2 familielede geskenk. En die vraag is aanvanklik deur Action SA se LP Darylene James alreeds verlede jaar aan haar gestel, waarop sy toe nie geantwoord het nie, en vroeër hierdie jaar het James dit daar werk gemaak om weer daai vraag te stel. Maar dis ook die kikker in die saak, daar's nog 'n saak wat 'n huishulp aanbetref. Kikunga het liewer Tolashe het vir 'n huishulp aangestel en haar by haar nie ministeriële huis wat in die Oos-Kaap is laat werk, en hierdie huishulp moes na bewering 'n deel van haar salaris aan Tolashe se dogter oorhandig het. Daar is sprake oor labour laws wat oortree was, wat die ure aanbetref wat hierdie werker moes gewerk het, en daai werker is tans besig om strafregtelike klagte teen Tolashe aanhangig te maak, sowel as die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling. So, ek dink die president het gereageer op die druk wat daar was om van haar ontslae te raak. Ja, hoe dit ook al sê, ek dink dit was hoogtyd, so baie mense gesê het dat ons 'n nuwe minister in haar plek gekry het, en dit het toe gebeur. Oor na die Mfuleni wat in die spervuur is oor besoedeling. Ja, wat 'n storie, en hierdie is een van daai stories wat vir ons wys dat jy gaan 'n lelike ding gedoen kry as jy praat, en dat die land se howe daar is, selfs om op te tree teen munisipaliteite wat faal. Nou, dit is 'n saak waarby die Departement van Water en Sanitasie, sowel as die Departement van Bosbou, Vissery en die omgewing betrokke is. En dit is nadat die Vryheidsfront Plus in Mfuleni al sedert 2018 hierdie saak voor die hof wil kry en die nasionale vervolgingsgesag wil kry om die munisipaliteit aan te kla. Daar staan 73 aanklagte, en dit hou verband met wat beskryf word as die Mfuleni munisipaliteit se versuiming om aan waterlisensievoorwaardes te voldoen, en ook om sy meer as 50 pompstasies behoorlik in stand te hou, wat uiteindelik gelei het tot die besoedeling van die Vaalrivier. So dit is verskriklik kommerwekkend. Daar's ook 'n stortingsterrein naby Palm Springs in Mfuleni wat ook nie behoorlik in stand gehou is nie, en tot besoedelingsstowwe gelei het wat in die rivier vloei. So dit is tans 'n saak wat in die hof aangehoor is. AfriForum is ook een van die ander partye wat hier betrokke is, en weer eens soos wat ek gesê het, dit is daai ding van die howe is tot inwoners se beskikking waar munisipaliteite faal. Hierdie storie is al, ek wil sê, dekades aan die gang. Ek weet, ek het al verslag daaroor gedoen, amper 20 jaar gelede. Al wat jy moet doen is gaan staan in die Vaalrivier en ryk die riool in Mfuleni. Dan weet jy dat daar wel 'n saak is. Die Mfuleni plaaslike regering sê hulle kan nie wag vir die hofverrigtinge nie, want hulle wil vir almal mooi vertel hoeveel hulle regtig gedoen het al en hoe hulle al die infrastruktuur verbeter. Ek is jammer, dit is vir die man op die straat, die man en vrou op die straat, is dit nie die geval nie. Dis nie wat ons sien nie. Ons moet praat oor Jacob Zuma se wapenskandaal. Die korrupsiesaak, lyk dit vir my, kan voortgaan, maar nou is daar alweer allerlei los touwtjies daaraan. Ja, en die los touwtjies kom nou al vir meer as 20 jaar aan, Peer. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het gister beslis dat die beskuldigde in hierdie verband wat president of voormalige president Jacob Zuma en die Franse wapenvervaardiger Thales is, nou al vir die afgelope 20 jaar, kom ons noem dit maar nou delayed tactics, vertragingstaktieke gebruik in hierdie saak, en daar was die hele tyd deur Zuma en Thales se regsverteenwoordigers gesê dat hoorie maar kritiese figure soos voormalige direkteurs, mense wat sou optree as staatsgetuies is intussen oorlede. So hoe gaan julle saak versterk? Die ander groot ding is ook dat voormalige president Jacob Zuma
vir Billy Downer. Dis die senior staatsaanklaer van hierdie saak af wil hê en daai aansoeke is nou al verskeie kere deur die hof van die hand gewys, maar nou het regter Nkosinathi Chili van die Pietermaritzburg Hooggeregshof gister beslis dat hierdie taktieke is verby en hierdie saak moet nou begin en ons kyk hier na Februarie volgende jaar. Ongeag of die ander appelle aangehoor word of nie, of 'n uitspraak al is nie, die saak moet aangaan, sê regter Chili. Dit is wat regter Chili inderdaad sê. Dankie tog. Ja, dis baie goeie nuus. Ek's baie dankbaar en ek dink meeste Suid-Afrikaners soos uiteindelik laat reg Gatvol is die geskied. woord wat ek nou aan dink. Ja. Resate dan eindig ons op 'n positiewe noot. Ek sê positief want hier's 'n egpaar tipies Suid-Afrikaners wat besluit het ons spring sommer self in. Ja, ek sit tans in die Kaapse Wynland distrik. Dit was 'n chaotiese week die afgelope week wat die storms aanbetref en Wynand en Bernardine Goosen wat die Skaam Cabin daar buite Wellington op die Beinskloofpas besit, het gesien watter stormskade in hulle omgewing veroorsaak was en meer spesifiek op die Beinskloofpas. Nou, Pierre en Jennifer, ek het al baie keer op die Beinskloofpas gery. Dit is 'n verskriklike nou pas met baie versteekte draaie en om hierdie versteekte draaie was rotsstortings, modderstortings, bome wat omgewaai het weens die giere weer en hierdie twee het besluit maar hoorie, hier is niemand in sig. Die plaaslike regering het duidelik hulle hande in ander gebiede vol om mense te help om paaie skoon en oop te kry. Maar hier's 'n gevaar en hulle twee het toe ingespring. Wynand vertel dat hy en twee bure wat nog nooit trekkers in hulle lewe gery het nie, het sommer daar trekkers gegryp en die paaie probeer oopmaak. Ja, dit is maar nou een van daai mooi stories in 'n baie chaotiese prentjie of verhaal wat ons die afgelope week hier in die Wynlande ervaar het. Ek dink daar is gebiede waar dit verskriklik erger gegaan het. Ons kyk hier na die Rawsonville en Worcester omgewing waar honderde, eintlik duisende mense, oor die 2000 mense dakloos gelaat is, veral op die plattelandse gebiede, die plaasgebiede wat oorstroom en oorvoed het, plaashuise wat tot op hul dakke oorstroom het. So nee, dit was absoluut chaoties. Maar ons is dankbaar vir mense soos Wynand en Bernardine wat moontlike ongelukke voorkom het deur die Beinskloofpas natuurlik te open. So 'n mooi storie. Resate, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike naweek verder hê. Baie dankie, julle twee ook. Dit is dan Resate Adams van die Papier. Was heerlik om koerante vanoggend met hom te gesels. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.